Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U, o Here my rots en my verlosser. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade en vrede word aan die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou kom ons lees vanoggend uit die boek van Daniël. Ons gaan daarso die hele hoofstuk 6 gaan ons lees. En Darius die Meder wat 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel, wat in die hele koninkryk sou wees, en oor hulle 3 ministers, van wie Daniël een was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie. En toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemunt, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind, met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vind was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. Toe het hierdie ministers en die landvoogde die koning bestorm en so vir hom gesê, mag koning Darius vir ewig lewe. Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die gouverneurs, het beraadslag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig, dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek rig aan enige god of mens behalwe aan U, o koning, in die leeukuil gegooi sal word. Stel nou 'n verbod vas, o koning, en laat 'n bevelskrif geskrywe wat volgens die onveranderlike wet van die Meders en die Perse onherroepelik is. Hierom het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe, en net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Daarop het daardie manne aangestorm en Daniël gevind, terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Hulle het toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike verbod gespreek. Het U nie 'n verbod geskrywe dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek doen aan enige god of mens behalwe aan U, o koning, in die leeukuil gegooi moet word nie? Die koning het geantwoord en gesê, die saak staan vas volgens onherroepelike wet van die Meders en die Perse. Toe het hulle geantwoord en voor die koning gesê, Daniël, een van die Joodse ballinge, het hom aan U, o koning, en aan U verbod, wat U geskrywe het, nie gesteer nie. Maar 3 maal op 'n dag doen hy sy gebed. Toe die koning die woord hoor, het dit hom baie mishaag, en hy het planne beraam om Daniël te verlos. Ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red. Daarop het daardie manne die koning bestorm en aan die koning gesê, weet U, o koning, dat die wet van die Meders en die Perse is, dat elke verbod of verordening wat die koning vasgestel het, nie verander mag word nie? Toe die koning bevel gegee en hulle het Daniël gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, mag jou God, wat jy gedurig vereer, jou verlos.
En 'n klip is gebring en op die opening van die kuil gelê. En die koning het dit met sy ring en met die ring van sy maghebbers verseël, sodat niks anders met Daniël sou gebeur nie. Toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring en die byvroue nie voor hom laat kom nie, en sy slaap het van hom weggevlug. Daarop het die koning die môre vroeg, toe dit lig word, opgestaan en haastig na die leeukuil gegaan. En toe hy nader kom na die leeukuil, het hy met 'n droewige stem na Daniël geroep. Die koning het gespreek en aan Daniël gesê: Daniël, knegt van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer in staat om jou van die leeu's te verlos? Toe het Daniël met die koning gespreek: Mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Toe het die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniël uit die leeukuil op te trek. So is Daniël dan uit die kuil opgetrek sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het. En die koning het bevel gegee en hulle het daardie manne gebring wat Daniël aangeklaag het, en hulle kinders en hulle vroue in die leeukuil gegooi, en hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie, of die leeu's het hulle oorweldig en al die bene vermorsel. Toe het koning Darius aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon, geskrywe: Mag julle vrede groot wees. Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël, want hy is die lewende God en hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe. Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op aarde. Hy wat Daniël uit die mag van die leeu's verlos het, en hierdie Daniël was voorspoedig onder die regering van Darius en onder die regering van Kores die pers. Kom ons lees net tot sover uit die onfeilbare woord van ons Here Jesus Christus, en kom ons sit so, dan sluit ons die oë. Ons hemelse Vader, U is die een wat ons aanbid. U is die een wat alles in stand hou. U is die een wat ons beskerm. U is die een wat ons bewaar. U is die een wat vir ons voorsien. Here, U is die een wat ons gesond hou. Here, ons kan nog baie by U naam voeg, baie byvoeg wat U vir ons doen. En ons wil U loof en prys en eer, Here, vir die goedheid en die guns. En Here, daarom is ons ook vanoggend hier. Ons het U geloof en prys met ons sang. En Here, nou word ons stil en ons bid en ons vra, Here, dat U ook nou met ons sal praat, deur die woord, in ons gedagtes, deur die Heilige Gees. En Here, dat ons U stem sal hoor, en dat U in ons harte verheerlik sal word. Dankie, Here, dat ons nou by mekaar kan kom vanoggend, en dat ons uit U woord uit kon lees. En ons bid en vra, Here, dat U ook nou in hierdie dag by ons sal wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. As ek aan Daniël dink, dan dink ek aan my eie naam Daniël, en as ek so vinnig gekyk het hier, dink ek, hier so 4 Daniëls, wat die naam Daniël in hulle name het. Party is 'n tweede naam waarvan ek weet, maar as ek so vinnig kyk, ek dink daar is omtrent so 4, dan mag dalk meer wees, maar ek weet daar is 4. En vir my was hierdie hoofstuk in die Bybel van 'n klein seentjie af 'n besonderse hoofstuk gewees, want dit is so van, wow, dis my naam, en dis wat die Here vir my gedoen het. Dis wat hy vir Daniël gedoen het, en dis wat hy vir my kan doen. En nou is my, ek dink as 'n klein seentjie, as jy dit hoor, dan assosieer jy jouself met hierdie gedeelte, veral as dit jou naam is. Nou vanoggend wil ek
met die gesels oor daardie vers 6. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. Ek dink hierdie hoofstuk was 'n integrale deel van my eie geloof gewees as 'n klein kind, om te besef daar's 'n God in die hemel. Daar's iemand wat in beheer is van alles om ons. En daarom wil ek vanoggend met u 'n gedagte deel oor 24 uur van getrouheid. En as ons hierdie gedeelte lees, dan gaan jy agterkom, daar's 24 uur wat vir ons hier beskryf word. Daar's 'n oggend, 'n middag, 'n aand, reg deur die aand en dan weer 'n oggend. En ons gaan kyk na daai 24 uur van getrouheid. In hierdie hoofstuk spandeer ons 'n dag in die lewe van hierdie eerste minister van Daniël, die eerste minister van die Medo-Persiese ryk. In hierdie hoofstuk is Daniël nie meer 'n tiener nie. Hy is nou al 'n ou man. Onthou, hy is weggevoer as 'n jong man, as 'n jong seun uit Israel, uit Jerusalem uit, en nou is hy hierso al 'n ou man. Daar's al 'n paar regerings wat verbygegaan het. Hy's heel moontlik hier in sy 80's op hierdie oomblik. En dit is net 'n bewys vir ons dat daar geen hindernis is om die Here te dien nie. Of jy nou jonk is en of jy oud is. Daniël was oud gewees. Hy het van jongs af het hy die Here gedien. En dit is ook, daar is ook geen beskerming teen versoeking nie, al is jy oud. Ons sê altyd, die versoeking is erg as jy jonk is, maar die versoeking is net so erg as jy ouer word. Omdat Daniël jonk begin het, en as 'n jong man vasgehou het aan sy geloof, vasgehou het om vir die Here te bid, het hy dit selfs in sy ou dag gedoen. Die woord sê vir ons, buig die boompie terwyl hy nog jonk is. Leer jou kinders die woord van die Here terwyl jy nog kan. Nou kom ons kyk na hierdie 24 uur. In die eerste gedagte kry ons 'n dagbreek van toewyding. Hy sê in vers 11, hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos wat hy tevore gedoen het. Met ander woorde, Daniël se dag het vroeg in die oggend begin. Dit het begin om die Here te loof, om met sy maker te gesels en met hom te praat en net te deel. Weet, as jy wakker word in die oggend, wat is jou eerste woorde, wat is jou eerste gedagtes? As jy jou oë oopmaak is, dankie Here vir 'n lekker nagrus. Dankie Here dat ek nog 'n dag het om in te gaan, nog voor jy vir enigiemand anders hallo gesê het, nog voor jy jou foon gevat het, nog voor jy iets anders, wat is jou eerste gedagte? Is dit om God te eer? Hy het tot die Here gebid, en in Daniël in vers 11 word ons vertel dat Daniël 3 keer 'n dag spesiale tyd ingerig het daarvoor. Ons lees in die Psalm 55, saans en smorgens en smiddag klaag ek en steun ek, en hy hoor my stem. Jy weet, as jy stil word en jy gaan roep die Here aan, dan hoor hy jou stem. Hy hoor wat jy vir hom te sê het. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Daniël het sy dag met die Here begin, want ek is seker, hy sou ons herinner het aan Efesiërs 6, as hy in hierdie tyd geleef het. Hy sou vir ons gesê het, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. As Daniël vandag sou geleef het, nadat hy uit die leeukuil uitgekom het, sou hy vir ons herinner het aan hierdie vers en gesê het, wees verseker, hierdie ding is waar. Die vyand was aan die gang, en Daniël sou een van die grootste toetse van sy lewe moes deurstaan. Waak en bid het Jesus vir ons gesê in die tuin van Getsemane. Hy het gesê, waak en bid, die vyand is op pad. Hy het sy disippels opgeroep om te bid. Gebed was nie 'n toevallige ding vir Daniël nie.
Dit was deel van sy lewe. Dis deel van sy verhouding met sy God gewees. Hy het elke dag alles met die Here gedeel. En ek dink, soos wat hy gewandel het daar, wat hy was in sy regeringspos wat hy gehad het, as hy moeilike besluit moes gemaak het, moes hy vir die Here gevra het, Here, moet ek nou hier so ja sê, of moet ek nee sê? Moet ek hierdie ding laat deurgaan, of moet ek hom nie laat deurgaan nie? Wat moet ek hier so maak? Hy was gedurig in gesprek met die Here gewees, maar hy het spesifieke tye ook met die Here spandeer. Geen wonder dat die Here hom geliefde man genoem het nie. Daar's in Daniël 9:23 lees ons, by die begin van jou smeking het 'n woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man. Daai selfde geliefde man lees ons in vers 11 van Daniël 10, en ook in vers 19 van Daniël 10. Die Here noem hom 'n geliefde man. Hierdie is taal wat die Here spesifiek vir sy seun in die Nuwe Testament eenkant gesit het. Hy is sy geliefde seun, hy is sy geliefde kind. Daniël was getrou in dit wat hy gedoen het. Hy was konsekwent in sy gebedslewe gewees. Hy het tyd gemaak vir God. Ons lees in Johannes 14, vers 21 tot 23. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. En Judas, nie Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons, u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? En Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hoe belangrik is dit om elke dag vir die Here tyd te maak? Sien, Abraham het die gewoonte gehad om tyd te maak vir die Here. Gaan lees maar Genesis 19. David het die gewoonte gehad om tyd te maak vir die Here. Gaan lees Psalm 5. Die Here Jesus Christus het die gewoonte gehad om tyd te maak vir God. Gaan lees maar Markus 1. Nou wil ek jou vra vanoggend, wat is jou geestelike gewoonte? Wat doen jy in hierdie gedagte? Die tweede, ons kry 'n môre van misleiding. Tweede minister en die landvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind. God het Daniël vir sy getrouheid geëer, sodat hy feitelik die tweede heerser in die land was. Sien, daar was 124 mense wat hierdie land regeer het, 124 mense in leierskapsposisies gewees, daar was 120 prinse gewees, dan kan ons sê, daar was 3 ministers gewees, en dan was daar koning Darius gewees. En ons sien dat Darius so beïndruk met Daniël was, dat hy hom die eerste minister wou gemaak het, bo almal van hulle. Die bevordering van Daniël in Babylon is 'n bewys dat 'n gelowige nie kompromie met die wêreld hoef te maak nie. Jy hoef nie jou waardes weg te gee in die plek daar waar jy die Here dien nie, daar waar jy werk nie, daar waar jy beweeg nie. Hoef jy nie jou waardes prys te gee nie. Matteus 6 vers 33 sê vir ons, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die ander 122 leiers was nie bly oor Daniël se sukses nie. Ten eerste was hy 'n vreemdeling. Hy was 'n Jood gewees. Hy was nie 'n Babiloniër gewees nie. Satan het nog altyd die Jode gehaat en sy uiterste bes gedoen om hulle uit die weg uit te ry. Daniël was nie 'n Babiloniër gewees nie. En toe die Meder en Perse oorneem, was hy ook nie 'n Meder of 'n Pers nie. Hy was 'n Jood gewees. Die goddelose haat altyd die regverdiges. Daniël was sekerlik godsvrugtig, hy was eerlik en het noukeurig gewaak oor die staat se sake. Hy was aangestel vir werk
en hy het dit na die beste van sy vermoë gedoen, in regverdigheid. Dalk was die ander leiers besig om die koning te besteel, en hulle diefstal sou aan die lig gekom het, en daarom wou hulle nie gehad het, dat Daniël hierdie posisie moes beklee nie. Daarom het hulle skielik plan gemaak. Dit klink amper soos hierdie movies wat ons kyk, dat daar's 'n villain en dan's daar 'n goeie ou, en die goeie ou probeer die regte ding doen, en die villain probeer alles wat hy kan om hierdie goeie ou uit die pad uit te kry. En dis hoekom Darius sy regering herorganiseer het. Hy het gesien dat hy skade ly, dat daar verlies is, en hy het gesien dat Daniël regverdig is. Die goddelose het gelieg oor God se volk. Hulle het vir Darius gesê dat al die presidente saamgestem het, al die leiers saamgestem het, gaan lees maar daar in vers 8, maar Daniël het nie saamgestem. Hulle het nie vir Daniël gaan roep en gesê, Daniël, kom besluit jy saam met ons oor hierdie saak nie. En hoe dwaas was Darius om 'n dekreet uit te vaardig, sonder om sy beste raadgewer te gaan nader en te sê, wat dink u moet ek doen in hierdie saak nie? Maar die geskiedenis toon dat Darius baie maklik beïnvloed was. Hoe maklik maak jy verkeerde keuses in jou dag, omdat jy eers jou eie wil besluit, omdat jy nie die Here wil raadpleeg nie. Kan ek jou vra, watter verkeerde keuses het jy onlangs gemaak, omdat jy God nie geraadpleeg het nie? Watter ding het jy gedoen, en vir die Here net blindelings ingestap, sonder om die Here te raadpleeg? En as jy terugkyk, dan sê jy, ek weet, ek moes dit nie gedoen het nie. Die derde gedagte is 'n middag van besluit. In vers 11 sien ons, en net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, en hy het in die bokkamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos wat hy tevore gedoen het. Met ander woorde, hy het die middag, toe hy dit hoor, die oggend by die werk, het hy huis toe gegaan, en hy die Here gaan raadpleeg, hy het vir die Here gaan bid. Sy gewone gewoonte om met die Here te praat, het hy nie verbreek nie. Daniël was een van die eerstes wat die nuwe dekreet gehoor het, want hy was in die regering gewees, en hy moes 'n besluit maak, gaan ek hierdie dekreet volg, of gaan ek dit nie volg nie? Sien, natuurlik het sy godvrugtige karakter, en sy geestelike wandel reeds vir homself, reeds besluit wat hy gaan doen. Hy sou die Here dien, soos hy nog altyd die Here gedien het. Hy kon verskoning gemaak het, hy kon kompromie aangegaan het. Jy sien, baie mense doen dit. Ons buig die waarheid so 'n bietjie, ons buig dit sodat dit ons gaan pas. As ons gaan lees oor hierdie wet, was hierdie wet net vir 30 dae gewees. En dan sou die wet verval het. So net vir 30 dae moes hulle koning Darius aanbid het. Net vir 30 dae, dan verval dit. Dan as ek vir jou sê, jy mag net vir 30 dae nie kerk toe kom nie. Jy mag net vir 30 dae nie jou Bybel lees nie. Jy mag net vir 30 dae glad nie tot die Here bid nie, anders maak ek jou dood. Ja, miskien moet ek dit net laat slide. Ek is tog meer werd lewend as wat ek dood is vir die Here. Ek het tog meer doen terwyl ek leef. Daniël was in hierdie posisie gewees, en hy kan dalk meer vir die Here beteken het, omdat hy geleef het. So hy kon maklik hierdie besluit gemaak het. Hy was 'n ou man gewees. Hy het die Here sy hele lewe lank gedien. Hy kon geredeneer het. Een klein kompromie aan die einde van my lewe sal nie te veel skade aanrig nie. Ek is tog meer werd lewend as dood. Jy sien, Daniël het geweier om kompromie te maak. Hy het geweier, hy het eerder die leeu's verkies as om kompromie met God se woord te maak. Sy vyande het gekyk hoe Daniël na sy gebedskamer gaan. Hulle het gewag, hulle het stelling ingeneem, en
Ek dink as hulle 'n kamera gehad het hulle foto's geneem en gesê, kyk, hier is die bewyse. Maar hulle het hom gevang daarso en hy het dit nie ontken dat hy vir die Here aanbid het nie. Hy het gesê, ja, ek het. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê vir ons, bid sonder ophou. Maak nie saak of die onheil om jou staan, daar waar jy nie 'n uitweg sien nie, bid sonder ophou. Die Here maak 'n weg daar waar daar nie 'n weg was nie. Hy het 'n weg deur die Rooi See gemaak waar daar nie 'n weg was nie. Hulle kon sien hoe hy kniel, hoe hy die Here aanbid, en hulle kon hom nou aankla, want hy het die wet oortree. Hy het gebid, gedank en gesmeek. En weet jy wat, dis die formule vir vrede in jou hart. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Gebed, dank en smeking is die resep vir vrede in jou hart. Dit was nie 'n krisis gebedsbyeenkoms nie. Dit was Daniël se algemene byeenkoms, waar hy net sy saak aan God bekend gemaak het. Jy sien, Daniël het met God gaan praat. Daniël beteken, God is my regter. Hy sal besluit oor my. Hy sal vir my kom sê, dis reg of verkeerd. Dit is wys om geestelike gewoontes so gou as moontlik te begin, om jou kroos te leer so gou as moontlik as wat jy kan, om hierdie geestelike gewoontes vas te maak in hulle lewe. Kan ek jou vra, hoe lyk jou gebedslewe? Hoe lyk jou geestelike gewoontes? In die 4de plek sien ons 'n sonsondergang van teleurstelling. Sien, toe die koning die woord hoor, het dit hom baie mishaag. Hy is mismoedig gewees hieroor. En hy het planne beraam om Daniël te verlos. Ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red. Ek is seker hy het sy skribas en so aan het hy gestuur en gesê, gaan soek vir my ergens 'n wet in die annale waar hierdie wet wat uitgevaardig is, nietig verklaar kan word, sodat ek 'n bewys het om op te kan staan. Hy het moeite gedoen om Daniël te red, vir heel dag lank, maar hy kon nie. Die koning het besef wat ek dwaas hy was. Ek is seker hy het besef, die besluit wat ek gemaak het gister, het gekom om my vandag te byt. Maar selfs sy mag en sy rykdom, alles wat hy gehad het, kon hy nie daai besluit terugvat nie. Jy weet, dit is soos tandepasta wat jy op jou tandeborsel sit, en in gedagte druk jy hom te hard en daar is so 'n groot homp tandepasta. Het jy al daai tandepasta probeer terugsit in die buisie? Nie lekker werk nie. Dit is dieselfde. Hierdie besluit het hy gemaak, is verby. Dis gister gewees. En vandag moet hy leef volgens daai besluit. God wou nie hê dat Darius vir Daniël moes verlos nie. Anders sou hy dit toegelaat het. God het daai voorreg vir homself bewaar. Hy wou wys dat hy God is. Daniël was ook nie op die koning aangewese gewees vir sy verlossing nie. Daniël het na die lewende God toe gedraai en gesê, Here, as dit U wil is, verlos my. Sien, God wou Daniël nie net uit die leeukuil uitred nie. Hy wou hom verlos uit daardie penarie uit. Jy kan saam met my lees as jy wil, Psalm 146. Ek het net daai 2 verse, 3 verse daarboop, ek gaan die hele gaan lees, daai eerste 10 verse in daai Psalm. Halleluja, loof die Here o my siel. Ek wil die Here prys solank as ek lewe. Ek wil psalm sing tot eer van my God solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan.
En nou begin hy en hy sê, welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee, die Here maak die gevangenes los, die Here open die oë van die blindes, die Here rig die wat gebo is op, die Here het die regverdiges lief, die Here behoed die vreemdelinge, hy rig wees en weduwee weer op, maar die weg van die goddelose maak hy krom. Die Here is vir ewig koning, jou God, o Sion, van geslag tot geslag. Halleluja. Daai 10 verse kan ek eintlik net so inpas hier so in Daniël. Dit kon net sowel Daniël se gebed gewees het tot die Here. Is jou omstandighede 'n sonsondergang van teleurstelling as gevolg van die keuses wat jy gemaak het? In hierdie dag, in hierdie week, in hierdie maand, in hierdie jaar. Watter keuses het jy gemaak wat jy weet jy kan nie omdraai nie? Wil jy nie daai keuse voor die Here gaan lê en sê, Here, help my met hierdie keuse nie. Asseblief, ek is in die leeukuil. Ek kan nie hier uit nie. Ek is bestem om vir die leeu's gegooi te word. Help my hier uit. Want is net God wat jou daaruit kan help. Dan kry ons 'n nag van verlossing. In vers 19 lees ons, toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring en sy slaap het van hom gewyk. Jy sien, hy was bekommerd gewees. Hy het nie die God van die heelal geken nie. Wat 'n kontras tussen Darius in sy paleis en Daniël in die leeukuil. Sien, Darius het alles wat kon oop en toe maak in sy paleis gehad. En Daniël het net sy God gehad in die leeukuil. Darius het geen vrede gehad nie. Maar Daniël het volkome vrede gehad teen dit wat hom bedreig het. Darius kon in sy paleis deur 'n sluipmoordenaar doodgemaak geword het. Maar Daniël was veilig tussen die leeu's gewees, wat hy weet om enige oomblik kan doodmaak. Daniël het eenvoudig met die God van die heelal gepraat en hy het daai vrede gehad, want hy het geweet wie het mag. In alle opsigte het Daniël as koning regeer eintlik. En Darius was 'n slaaf van sy besluite. 'n Slaaf van dit wat om hom gebeur het. Hy kon dit nie verander nie. Dit was Daniël se geloof in God wat hom verlos het. Ons lees daarso in vers 23, hy sê, my God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Dit is verstommend, dat hy hoegenaamd enige geloof gehad het, nadat hy vir soveel jare in 'n vreemde land, met 'n vreemde godsdiens en heidense gebruike gewoon het. Weet ek praat met baie mense wat geëmigreer het. Praat ek met hulle ouers. Dan sê hulle vir my, daar waar hulle in 'n ander land is, gaan hulle nie kerk toe nie. Want daar's nie godsdiens nie. Daar's nie 'n opbou nie. Daar's nie 'n soeke na God nie. Jy hoef nie jou godsdiens te verkoop as jy na 'n ander land toe gaan nie. Dis wat jy glo. Dis dit waarin jy vashou. Sy daaglikse gemeenskap met die Here was die geheim en hy het sy geloof gehad en hy was getrou gewees. Psalm 18 vers 18 tot 23 sê, hy het my verlos van my magtige vyand en van my haters, omdat hulle te sterk vir my was.
Hulle het my oorval op die dag van my nood, maar die Here was my steun. En hy het my uitgelei in die ruimte. Hy het my gered, omdat hy behaag in my gehad het. Die Here het met my gehandel, na my geregtigheid. Hy het my vergelde, na die reinheid van my hande. Die Here het my gered, na my geregtigheid. Kan jy voor die Here gaan staan en vir die Here sê, Here, U weet, ek het die regte ding gedoen, soos wat Daniël gedoen het, na jou geregtigheid. Kan jy dit met reg sê? Want ek het die weë van die Here gehou, en nie goddeloos van my God afgewyk nie. Want al sy verordeninge was voor my, en sy insettinge het ek nie van my verwyder nie. Sien, Christene kom te staan voor baie versoekings, baie kompromieë, en dit blyk dikwels die veiligste weg te wees om saam met die skare te beweeg. Dit is dalk die maklikste keuse, die pad van minste weerstand. Maar weet jy, dis baie keer die mees gevaarlikste keuse, want jy kies teen God. Die enigste werklike veilige plek is binne God se wil. Daniël het geweet dat dit verkeerd was om die koning te aanbid, want Daniël het God se woord geken. Hebreërs 10 vers 29 sê, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Sien, as jy weet wat die waarheid is, as jy weet wat reg is en jy doen dit nie, hoeveel swaarder straf is daar nie vir jou nie. Daniël sou eerder sterf as om God se woord te gaan, as om buite God se wil te leef. Jy sien, Satan kom soos 'n brullende leeu, gaan lees maar 1 Petrus 5, en hy gebruik ons vyande teen ons, om ons te probeer verslind. Maar God kom, en hy verlos ons, vir sy eer, nie vir ons eer nie, vir sy eer. Paulus skryf vir ons, in 2 Timoteus 4 vers 17, hy sê, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my prediking prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. Hoekom? En ek is uit die bek van die leeu's verlos. Die Here het my bygestaan en my krag gegee. Dit is nie altyd God se wil om kinders van gevaar te red nie. Somtyds dan tref die onheil jou. Somtyds dan word jy deur die leeu's opgevreet. Daar's baie wat op brandstapels gesterf het, omdat hulle gesê het, my Here en my God. Maar daar's baie wat die Here gekom het en hy het hulle verlos daarvan. Waar is jou vrede? Is jou vrede op aarde, in dit wat jy hier om jou het, en dit wat jy doen hier om jou, in jou besittings? Of is jou vrede, dat jy in die hemel gaan wees, by ons hemelse Vader? Daar is 'n beloning. Openbaring 2 vers 10 sê, vrees vir niks, wat jy sal ly nie. Die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle nie op die proef gestel kan word nie. En julle sal 10 dae lank verdrukking hê. En dan sê hy, wees getrou tot die dood toe. Wees getrou tot die dood toe. En ek sal jou die kroon van die lewe gee. Is jy bereid om tot die dood toe getrou te wees? Dit gaan nie oor dit wat ons hier het nie. Dit gaan oor wat ons in die hemel het. Het jy 'n onwrikbare geloof in God, ten spyte van die omstandighede wat om jou is, ten spyte van dit wat om jou gebeur? In die laaste plek, 'n môre van vergelding. Ons lees in vers 25,
En die koning het bevel gegee en hulle het daardie manne gebring wat Daniël aangeklaag het en hulle kinders en hulle vroue in die leeukuil gegooi. En hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie, of die leeu's het hulle oorweldig en al hulle bene vermorsel. Ek het net 'n bietjie statistiek gelees. Hulle sê as 'n trop leeu's gaan jag en hulle is reg om 'n bok of 'n ding te vang, 'n vlakvark te vang, het daai vlakvark 5% kans op oorlewing. Hierdie was 'n leeukuil gewees. Die leeu's was daar gewees, hulle het geen kans gehad om heen te vlug nie. Hulle het geen kans op oorlewing gehad. Ons siele kom partykeer in opstand as ons dink en ons lees die woord en ons sien, maar hoe kan 'n liefdevolle God so wreed wees? Hoe kan gesinne, kinders in 'n leeukuil gegooi word? Dis nie God se wet gewees nie. Dis die wet van daardie land gewees. Dit was die wet van die Meders en Perse gewees. En daarom is hulle in die leeukuil gegooi. Dis nie 'n ongevoelige God gewees nie. Dis 'n ongevoelige mens wat die wet gemaak het. Hoe tragies dat hulle onskuldige kinders moet ly vir hulle ouers se besluite. Watter besluit maak jy om jou kind groot te maak in die weë van die Here? Ons glo dat kinders onder die ouderdom van aanspreeklikheid by die Here gaan wees. Aan die ander woorde, as jy jou linkerhand van jou regterhand kan onderskei, min of meer hierso by jy 6 of 7 jaar oud, dan is jy aanspreeklik, want jy weet wat is reg en verkeerd. En dan het jy al geleentheid gehad om die Here aan te neem as jou verlosser. Dit is so belangrik vir ons ouers om seker te maak, ons kinders het die geleentheid om daardie besluit te maak. As jy deur vervolging gaan en jy wonder of God omgee, gaan lees 'n bietjie Psalm 73 en Psalm 37. Dis net die omgekeerde van mekaar. 3:7 en 7:3. As jy daai twee psalms gaan lees, dan gaan jy agterkom, wat gebeur met die goddelose? Dit lyk altyd of dit goed gaan met die goddelose en so aan. Gaan lees dit maar bietjie. Daai twee psalms is eintlik 'n spieelbeeld van mekaar. Daniël het gedoen wat die Here van hom gevra het en die Here het hom vertroos. Gaan let op wat gebeur met die goddelose in hierdie twee gedeeltes. Ek wil net vers 3 tot 6 aanhaal. Hy sê, vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here. En dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. En hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. Besluit jy om die Here te dien en laat alles aan hom oor. Nou sien ons hoekom God Daniël toegelaat het om deur hierdie ervaring te gaan. As ons einde van hoofstuk 6 gaan lees. Darius het bevel gegee dat almal onder sy heerskappy moes die Here dien. Daarom het hy deur hierdie moeilike tyd gegaan. Want die Here het 'n plan gehad wat Daniël nie gesien het nie. Daniël het die leeukuil gesien en hy kon nie verby die leeukuil sien, want hy sou sterk van die leeukuil. Maar God het ver verby die leeukuil gesien. Petrus het dalk Daniël in gedagte gehad, toe hy deur die Gees gelei is om 1 Petrus 3 vir ons te skryf, en ek wil dit aanhaal. Dit is 'n laaste gedeelte. 1 Petrus 3 vers 10 sê, want wie die lewe wil lief hê en die goeie wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is, en doen wat goed is.
Hy moet vrede soek en dit najaag. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hul gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En wie is dit wat jou kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie, maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaamd mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Wanneer Christene in versoeking kom en dit oorkom, verheerlik hulle die Here. Verheerlik hulle ons hemelse Vader. Al sien net die engele en die demone dit. Jy sien, soms dan maak ons 'n besluit om die Here te dien en niemand anders weet van daai besluit behalwe jy nie. Maar weet jy wat, die engele sien dit, want is in die geesteswêreld. Demone sien dit, want is in die geesteswêreld. En jy is 'n getuie vir soveel meer as wat jy gedink het. Ek wil afsluit. Hoe lyk jou geestelike gewoontes? Raadpleeg jy die Here met jou besluite? Hoe lyk jou gebedslewe as jy gaan stil word? Is jou omstandighede 'n sonsondergang van teleurstelling as gevolg van die keuses wat jy gemaak het? In hierdie dag, in hierdie week, in hierdie maand, in hierdie jaar. Het jy 'n onwrikbare geloof in God ten spyte van jou omstandighede? Loof jy die Here elke geleentheid wat jy het met jou optrede oral waar jy gaan? Mag ons soos Paulus begeer dat Christus in ons liggame groot gemaak sal word. Hy sê in Filippense 1:20, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe, of deur die dood is. Ek wil afsluit met daardie vers. Mag die Here u seën in sy woord, en mag hy in u hart gespreek het, en mag hy u lei in dit wat u moes hoor. Kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, Here, ons weet dat ons kinders van u sorg is. Here, as daardie sekerheid nie in ons hart is nie, Here, bid ek en vra ek, laat u daardie persoon ongemaklik sal maak, totdat hy sal uitroep en sê, o Here, my verlosser, vergewe my. Here, dankie dat ons u kan loof en prys en eer in alles wat ons doen. Dankie Here dat u vir ons die Heilige Gees gegee het, om in ons harte te spreek, en dat u ook vanoggend spesifiek daardie plek aangeraak het, waar ons u moet loof en prys, waar ons dalk verkeerd is, en waar u nodig gehad het om in ons harte te spreek. En ek kom bid en ek kom vra, Here, dat u vir ons gehoorsaamheid sal kweek, en ore om te hoor, sodat ons u sal loof en prys, en dat ons u sal volg in alles wat ons doen. Dankie vir die genade, en dankie vir hierdie boodskap. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.